Die Buffelbil van Inyatikulu, episode 12, 'n vervolgstorie, geskryf en voorgelees Adele Reinders. En as jy eerder self wil lees, gaan kyk op Amazon vir Kindle. Daar's verskeie boeke wat jy kan aankoop. Anders kan jy gratis na die meeste boeke luister. Audioboeke onder podcasts op die YouTube kanaal. Afrikaanse liefdesverhale en stories, #audioboeke. Episode 12 van Die Buffelbil van Inyatikulu. Dit is lekker om te sien dat daar die afgelope 3 dae dinge gebeur het hier in Inyatikulu se lodge. Al die kamers wat geverf is met gordynreëlings reeds opgesit. Dinsdag en Woensdag was Larry in 0 op 'n kontrak. Sy het meestal met toe oë vir pa Dirk vertel wat sy dink gedoen moet word. En dan het sy weer self ingesit en gaan lê met toe oë. Maar donderdag toe die man van die tweedehandse meubelwinkel met die vrag vol rotangmeubels van die hek af bel, gaan was sy gesig en soek vir Dirk om saam met hom te ry, om die man te gaan ontmoet en die beste pad hiernatoe aan te wys. Dirk moet help onderhandel, want dit is immers sy goed wat die ruiltransaksie werklikheid gaan maak. Larry wag haar pa met 'n donker bril op die oë waarmee jy swaiswerk kan doen. Al is haar regteroog nou soveel beter, haar linkeroog is nog baie geswel en sy sien dowwe kolle. Maar Lukas sê sy het ook destyds so gemaak, dit word darm beter, byt vas. Ten minste voel sy weer positief oor die lewe en opgewonde om te hoor wat Dirk gaan dink van die rotanggoedjies en of hy gaan dink dat dit 'n verbetering is op die ou meubels wat van tevore in die kamers was. En nadat hy die eerste kamer bekyk het, waarin Larry haar proefloopie gedoen het, nuwe kopstukke en dan daardie bedkassies wat sy uitgesoek het net voor sy en meneer Slang per ongeluk in mekaar vasgeloop het. Oulike rotang hangspasies, pakplek vir skoene en reistasse, t-shirts, klein speeltafeltjies met 'n bankie, saam met die wit gordyne en ligte stokke, en hy kan nie anders as om haar punt in te sien nie. Die kamers is daarna ruim genoeg vir 'n paar stoele en tafeltjies ook, waarby die gaste kan sit en eet, as hulle koffie daar wil geniet. Gooi die ou banke wat in hierdie kamers gestaan het ook by die deal in, dan kom haal julle vir julle 2 rotang stoepstelle met glasbladdens daar by my fabriek. Sê Michael, die pandjieswinkelman, hy loop deur die lodge, hy sien sommer baie potensiaal vir groot veranderings daar. Modernisering, Jussie, hierdie plek gaan op die map kom hoor, en sy eie sak gaan waarskynlik oorloop. Hy reken, Dirk gleer hom net aan, op die map kom, of gaan hy geld maak met Dirk se ou goed. Haar pa brom, ja nee, een ou se rubbish is 'n ander ou se skatte, nee. Maar daar is 2 van die ou stelle waaroor Dirk vaskop. Sy ouers se kamerstel en die gastekamer, wat hy as kind geken het, voordat die huis hande uitgeruk het, soos wat hy in 'n grap na sy ex-vrou se aanbouings en visie verwys. Sy het al die ander twak links en regs aangekoop, net om die plek vol te kry vir al haar gaste, wat sy wou oornooi. So hy is tevrede, as Michael net van sy deel van die kontrak ook hou. Ag ja, nee wat, hy sal daarom so hier en daar 'n paar sente wins terugmaak op die deal, sê die man. Dalk is daar nog mense iewers in Gauteng met baie geld en min smaak. Maar terwyl hy nou hier is met die trok en met die laai potensiaal van 'n olietanker, is daar nie nog goedjies waarna hy kan kyk nie, iewers? Hulle gaan maak 'n draai in die stoor en Michael kyk alles deur. Sy manne is reg om uit te draai as iemand 'n hand optel. Hy vra, wat van die ou eetkamerstel en stoele? Wow, nee, ek sien nog hoe ons klomp altyd rondom daardie ou tafel met sy 14 stoele gekuier het, hier op die plaas. Larry skud haar kop. Nee, as dit van my afhang, bou ons vir daardie stel 'n spesiale vertrek, sodat ons kleiner funksies kan hou, en dan gebruik ons die tafel daar. Wel, die stoele se riempies is gaar.
Ek kan vir julle die nommer van 'n ou gee wat nuwe rieme ryg, sê Michael. En toe maak hy aanstaltes om te gaan. Sy trok is nou so hoog gelaai. Hy gaan dalk 'n paar boomtoppe en 'n luiperd of 2 met hom saamvat op pad uit. En toe hy inklim en wegtrek, sien Larry 'n effense skaduwee oor haar pa se gesig trek. Hy sluk 'n paar maal. Daar gaan 'n hele klompie jare se herinneringe vir hom nou by die hek uit. Ons kan hulle nog stop, pa, fluister Larry en sit haar arms om sy lyf. Maar hy vou haar teen hom vas. Nee, soms is dit beter om te laat gaan. Nie alles op daardie bak is vir my sentimenteel nie. En 'n mens kan verseker nie alles hou nie. Die goed gaan hier tot niet in die store. En soos wat ons nou agtergekom het, is daai plek 'n regte slangnes, né? Ja, dit is nogal iets wat 'n mens in Australië leer, stem Larry saam. As iets vir 'n paar maande nie gewerk het in jou huis nie, dan gooi jy dit op die sypaadjie uit. Daar is nie stoorkamers en plek vir goed om te hou wat jy nie gaan gebruik nie. Op daardie stadium kom Luca by die hek ingery. Hy trek onmiddellik van die pad af om vir die kolos van 'n lorry plek te maak om verby te kom. En toe ry hy tot langs Larry en Dirk en sê, ek is bly om te sien, iemand het weer haar neus by haar deur uitgesteek. Hoe voel daai oë? Ek probeer om nie aan dit te dink nie, erken sy. En jy sit salf in? Gereeld, antwoord sy. Hou op veerd speel en kom kyk wat het ons met die slaapkamers van die lodge gedoen. Reg, ek kry julle daar. Ek gaan net gou my bakkie parkeer. Terwyl hulle terugstap lodge toe wonder Dirk, dink jy nie dat dit tyd is om vir die man te vertel dat ek en jy eintlik familie is nie? Soos dat ons pa en dogter is, vra Larry en begin lag. Nee, ek dink nie so nie. In hierdie stadium werk dit baie goed vir ons almal, as hy dink ek en jy is romanties met mekaar. Dirk steek vas. Wat bedoel jy? Is daar iets waarvan ek behoort te weet? Het die man iets probeer? O nee, glad nie. As jy dalk wonder, Luca is 'n ware heer. Ek dink hy het ongelooflik baie respek vir jou, Dirk. En dit is daardie deel waaroor sy nie gaan bieg nie. Die feit dat sy die gevoel gekry het dat Luca homself net besonder goed gedra in haar teenwoordigheid, omdat hy glo dat sy Dirk se vriendin is en dat hy nie in sy vernoot se slaai sal krap nie. Dit is ware integriteit. Hy is 'n edelgesteente, miskien nou nie 'n diamant nie, maar as sy net halfpad meer gewillig gelyk het, as wat sy met 'n meesterpoging vir hom probeer wegsteek, waarin sy nie altyd slaag nie, let wel, was hulle verseker al saam in die bed, want liewe genade, sy het al die hulp in die wêreld nodig, om haar uit hierdie wille Afrikaan sy arms te laat wegbly. Kragte wat sy nie van binne in haar het nie. Luca Willemse het haar soos 'n magneet getrek van die eerste oomblik waarop sy in haar minder nugter, halfgedroomde, nie te wakker jet-lag toestand haar oë op hom gesit het. En sy kan mos voel dat hy homself ook moet inhou om hom nie aan haar te vergryp nie, veral toe sy so ellendig in sy arms gestaan het nie. Alright, dit sou seker lousy gewees het van hom, as hy iets gewaag het in daardie stadium. Sy was magteloos. En Luca is darm nie 'n luis nie. En nou vertel hy boonop hoe ongelooflik mooi die lodge daar uitsien. Nee, hy gaan trots wees om sy vriende en besigheidsassosiate die naweek daar te ontvang. En Doepies se gaste behoort ook een van die dae te dink dat Inyatikulu deesdae meer 'n bestemming kan wees en nie net 'n oorstop wildtuin toe nie. Wel, as die leeu's nog teen môre daar op my en Larry se drinker broer kameelperd se karkas is, behoort dit darm regtig vir hulle so te voel, sê Dirk, want dan sal hulle sien, hier is boonop wild ook om na te kyk. Wel, is hulle nog daar? Vra Larry.
Sy dink vir die eerste keer weer aan haar YouTube-kanaal, wat die afgelope 3 dae maar sleg afgeskep is. Miskien moet ek 'n draai daar gaan maak. Ek was maandag so haastig om aan die werk te spring met die lodge, dat ek nie eens afgedraai het om te gaan kyk nie. Luca maak 'n gebaar in die lug. Nee, sorry, hulle het intussen pad gevat. Die hyenas is fort, en die ander goed met alles wat oor is. Hy buk vooroor en haal Larry se bril van haar oë af, en toe kyk hy in haar gesig. Mooi so, dit lyk darm asof jy besig is om te leef. Dis nou jammer, verklaar Larry. Nie oor dat ek gaan leef nie, maar oor die kameelperd, wat nou nie meer daar is nie. Ons het laas met hom 'n dop gedrink daar by die dam. Dit sou nogal nice gewees het om vir oulaas afskeid te neem saam met sy oorblyfsels en met die leeu's 'n snack daar te kon geniet teen son onder. Luca se gesig vertrek. Jammer, jy kan bizar wees. Wel, as jy bereid is om saam daardie laaste oorbly scraps by die leeu's te gaan snack, moet jy regtig baie honger wees, Larry, want dit stink nou daar, lag Geesie agter hulle. Ek en Piet het vroeg vanoggend daar gaan draai. Maar gelukkig is hier 'n beter alternatief vir kos vir julle by die lodge. Julle moet al 3 vanaand kom eet. My kombuishelpers is terug van hulle pleiting en kookkursus van Ndlovu met Lapa af. Julle moet kom help besluit of Dirk se keuse om hulle vir opleiding daarna toe te stuur geldmors was of die moeite werd. Dis goeie nuus dat hulle terug is. Dirk klink ingenome. Ek het juis gewonder, wat gaan ek vanaand vir my gas maak om te eet? Ek is nie jou gas nie, Dirk, teken Larry beswaar aan. Ek kan vir myself kos maak. Ek wil juis een of ander tyd weer my kruidenierskas gaan aanvul in Hoedspruit. Maar baie dankie Geesie, as ek ingesluit is by hierdie aandete uitnodiging, neem ek dit met dank aan. Ja, het sal lekker wees, dankie, antwoord Luca ook. Hoe laat mag ons aanmeld? Enigiets van 6:30 af. Wel, ek gaan vroeër terugkom, want ek wil die lodge se kamers kom afneem vir my YouTube-kanaal, so laat ek gou gaan kyk hoe ver is Grayston en sy mense met die regskyf van die laaste stukkie meubels in daai laaste kamers. Miskien sal van die besoekers voel dat hier nie veel van aan die verbeelding oorgelaat is nie, dat die dekor so half bietjie bleek en vervelig is. Miskien te minimalisties, maar Larry hou daarvan so. Een of ander tyd sal sy deur die skilderye wat hulle nou van die mure afgehaal het vir die verwerk gaan en kyk wat daar is wat bruikbaar is. In die store is daar ook 'n paar natuurlewe werke wat moontlik gebruik kan word. Sy onthou dat haar ma op 'n stadium 'n paar Keith Joubert werke by die kunstenaar self gekoop het, toe hy nog hier in die omgewing gewoonlik gewerk het. Sy hoop dat dit tussen daardie ander geraamde goed daar in die store gestaan het. Haar pa moes net keer of Michael is met van hulle ook voort, maar sy wil eers daar deurkyk. Oupa het nie baie van die werke gehou nie. Hy het gedink dat ou Keith afgeskep het. Waar is die res van die leeu se lywe? En die olifante lyk dan so skimme in die mis, behalwe vir hierdie een, super realisties, en dan is die ander net buitelyne. Maar Larry het gevoel dat dit briljant gedoen is. Ware kunswerke, en perfek nou vir die ambiance wat sy hier probeer skep, van minimalisties en eenvoudig. En pas met die Guinness Loki gevoel van die plek. Dirk kon in elk geval nie wag om die prente van die mure af te haal nie. Dit was mos blykbaar Larry se ma se smaak. Sy stap nou terug na haar eie huisie om te gaan stort, en toe trek sy iets anders aan vir aandete. Wanneer sy uitstap, wag Dirk haar op die stoep in. Hy vat haar sak met kameras by haar om te help dra, en toe steek sy haar voelers uit. Dirk, daardie semi-abstrakte werke van Keith Joubert, wat ma nog aangekoop het? Hy begin lag. Hoekom het ek ook vandag weer daarin gedink? Dis die dat ek so gekeer het toe Michael daar gaan krap het. Oupa wat gepraat het van skilderye wat nie heeltemal klaar geverf is nie. Nee, hulle is nog almal daar in die stoor. Vat asseblief net vir Tampan saam, dat hy die slange eers kan vang en verwyder, voordat jy weer tromp op in een van hulle vasloop.
Net nou pik die ding jou man. Dankie Dirk. Ons gaan die kamers na die skilderye vernoem, dink ek. Die buffelkamer, die olifantkamer, die leeukamer, en ek dink al was 'n luiperd ook, en 'n kameelperd. Ja, en zebras en wilde honde, voeg Dirk by. En hulle is regtig nog almal daar, vra sy verbaas. Ek het gedog jy gaan hulle op 'n hoop gooi en aan die brand steek, daardie dag toe jy en oupa hulle so verwilderd afgehaal het, toe ma hier uit is saam met daai man. Man, ek was vir jou ma kwaad, nie vir die kunstenaar nie. Buitendien, ek het stilletjies gedink, die man se skilderye is besonder goed gedoen. En nou kan ek sien hoe dit gaan werk saam met jou wit agtergronde. Hy beduie rondom hulle. Maar wat nou van al hierdie ander kunswerke en skilderye wat so oral op die grond rond staan in die lodge? Ek stel voor ons sit dit hier in die eetkamer, galery styl. Vertrou my Dirk, dit gaan baie meer impak maak wanneer die klomp ingroeperings bymekaar hang, as wanneer dit so een hier en een deur aan die kant hang. Is dit so? Nou waar het jy so baie van binnenshuise versiering geleer? Vra hy. By Google University of International Interior Architecture, spot sy. Ek Google 5-ster lodges en tented camps langs die Kreurwiltuin en dan besluit ek wat vir my mooi lyk, dan besluit ek ander mense gaan ook daarvan hou. Briljant! Haar pa wag geduldig dat sy haar video's en foto's neem voordat hulle eetkamer toe stap, waar Luca, Piet en Geesie al op hulle wag. Hulle is blykbaar vanaand die proefkonyne van Inyatikulu se eerste 5-gang gourmet ete. Die tafel is gedek vir die geleentheid en selfs Dirk is verbaas om te sien hoeveel messe en virke daar nog van die vorige bedeling af oorgebly het. Hy tog, hulle het almal so stilletjies oor die jare weggeraak. Geesie kondig opgewonde af. Sif, sop, vis, slaai, 'n hoofgereg bestaande uit 2 vleise met groente en na die tyd nagereg. En dit is nie jelly en vla nie. Crème brûlée of crêpe Suzette. En dan moet julle vir die kombuispersoneel punte toedien vir elke gang. Ons mik vir 'n Michelinster, maar 1 of 2 van hierdie blink sterretjies op die deurkosyn sal ook vir ons werk, dankie. Hemel, die kos lyk voorwaar mooi. Komplimenteer Larry hulle al van die eerste bord af. Sy neem foto's, draai die bord in alle rigtings om die beste kante van elke dis af te neem. Dit is duidelik een ding wat hulle op Ndlovu Matlapo by Stefano se chefskool gaan leer het. Garnish, plating, om borde mooi te maak, want jy eet mos met al jou sintuie. En toe is Larry weer van vooraf dankbaar, omdat Luca so gou opgetree het en haar oë so vinnig begin behandel het na haar en haar slang onder ons sê. En dankie tog dat hierdie kuns om die borde so mooi te sien lyk ook nou kan beleef. Die porsies is baie klein, teken Dirk beswaar aan. 2 buite en daar's niks oor nie. Ek eet sommer die garnish ook. Ek gaan ook die garnish eet. Luca voeg daad by woord. Maar die tamatie, so groot soos sy pinkie se punt, gaan hom nie volmaak nie. Die dat hy blare en eetbare inheemse veldblommetjies ook op sy vurk sit. Hy vertel dit meer vir homself. Alles op die bord is mos eetbaar, maar dan wen swaartekrag en die vurk gaan terug bord toe. Hy vra mooi, mag ek asseblief nog 'n stukkie van daai broodjie kry, wat saam met die sop gekom het, Geesie? 2? Dirk wys 'n vredesteken, hy soek ook 'n stukkie brood. Nee man, hou uit en wees asseblief geduldig, raas Geesie. Het julle laas so sleg gedra toe julle daar op Ndlovu Matlapo gaan eet het? Ek skaam my dood, ek hoop nie julle het vir hulle ook brood gevra nie. Nee, maar ons was toe nie so honger soos vanaand nie, sug Luca. En toe stap die slaai in met die lekkerste gestolde komkommer en yoghurt, tzatziki gedoentetjies so groot soos 'n 50 cent stuk, reg in die middel daarvan.
Larry hoop maar dat die volgende gereg die ding vir die manne gaan doen, want hierdie twee boerseuns gaan nie vir die kombuis hulle sterretjies plak, as hulle magies nie na die tyd vol is nie. Gelukkig is Geesie self 'n boerenooi, en Piet het ook 'n redelike stewige eetlus, want saam met die hoofgereg dra sy nog van daardie lekker brood in. Dit is sou daar nog 'n gaatjie ergens in een van hulle se spensies oorbly. Maar verbaasend genoeg is die manne glad nie meer so honger teen die tyd dat elkeen sy bakkie nagereg geëet het nie. 5 ster, stem al die beoordelaars uit een mond saam. Nee, hulle kan dit maar môre aand weer aan die gaste ook pleeg. En aangesien hulle 3 môre aand weer die stryd saam met die gaste moet deurstaan, lig Luka hulle by die 5 kambuisie in, sal hy maar belê in 'n paar stukkies droë wors of biltong, voordat hy verzak en sy mense môre by Orpenek gaan ontmoet, om hulle saam met hulle uit te ry plaas toe. Larry werk gou eers weer deur haar YouTube kanaal voordat sy gaan slaap vanaand. Die keer om haar nuwe foto's van die lodge se slaapkamers op te sit en om te spog met die wonderlike 5-gang maaltuin waarmee die lodge hulle bederf het. Vir die eerste keer neem sy 'n selfie van haar gesig met haar oë wat onder die kobra se sproeisel deurgeloop het. Sy sit foto's op van die soort slang, hoe hy byna altyd spoeg en feitelik nooit sy slagoffer se oë mis nie. So dra maar 'n bril of 'n donker bril, as jy weet jy kan dalk een van hulle ontmoet. Maar dankie tog dat die veearts op die plaas in sy jeug dieselfde ding oorgekom het en dadelik met haar begin het met behandeling. Die dat sy 3 dae gemis het op YouTube. Maar dankie vir elkeen op die YouTube kanaal, Larry Sullivan van Australië, op die YouTube kanaal Inyatikulu. En subscribe asseblief as jy nog wil weet van wat hier aangaan. As enige iemand belangstel om op Inyatikulu te kom kuier, hier is haar e-posadres. Hulle werk nog aan 'n webwerf, maar intussen stuur sy inligting aan en is bereid om enige vrae te beantwoord oor die plaas en besienswaardighede in die omgewing. Alhoewel sy doen nog self navorsing. En daar is die eerste e-pos, sommer binne minute al daar, sien sy verras. Ene Lena Ernst, wat wil weet of die veearts van wie sy praat, Luka Willemse is, want dan het sy net 'n paar woorde van waarskuwing, wat sy aan Larry wil rig. Sy ken Luka al vir jare, aangesien sy by die oord waar sy ouers nou woon, gewerk het. Larry wil eers die e-pos ignoreer, maar toe skryf sy tog, ja, ek ken vir Luka Willemse, wat wil jy vir my van hom sê? Word vervolg.